Môre se familie en gesin die wat mekaar kan wees. Dankie Here dat die woord wat uitgaan elke hart sal aanraak. Dankie Here dat U ook so elkeen aanraak wat by hulle huise is, Here. Ons kom vanoggend, Here, en ons lê hierdie diens voor U voete, Here. En ons sê dankie Here dat wat uitgaan vanoggend, Here, elkeen van ons sal laat groei in U gees, Here. Dankie daarvoor. Amen. 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 Nou wil ek nou gou hoor, wat is die datum vandag? Alright, dis die 2 Sondae, né? Alright, kom ons kyk volgende Sondag. Okay, ek ben net gou, wanneer is Marcel hierdie 11de, 12de, 13de? Is ons hier? So die Vrydag aand gaan ons hier gou hier. Jesus is Lord van die wees. So ek dink ons moet allemaal ondersteun, verstaan jy, is nie net vir die kinders nie, ons allemaal kan lekker bykie kom deel wees van dit. Dan die Saterdag gaan ons by die parkie wees, hier by Burgershoop parkie, en dan die Sondag gaan ons allemaal diens hê by die kerk. So die hele naweek wat ons uitgesit het, om bykie tyd met die Here te hê, die hele naweek. Volgende is nie baie nie. Daar is baie verskoning volgende, is gekoud en al die dinge. Maar weet jy wat? Jy weet hoe so is volgende. Is hier vir 'n rede. Maak nie saak hoeveel mense is ons vandag. Miskien partykeer en die Here, die skaam mense en gaan 'n bietjie kom meer werk vandag. Want as jy baie mense is die skaam. So miskien as ons minder is, dan gaan daar iets gebeur. Maar ek weet dat die Here vir my 'n wonderlike woord vanoggend gegee het. Strand vra die Here, ek sê Here, jy het my nog niks gegee in naweek. Weet jy wat was sy woorde aan my? Jy was te besig hierdie week. Nee, dit is so. Dit is so. Vanoggend toe ek daar so sit en ek het baie keer gesonder ek net heeltemal af en sit ek net die een kant alleen. Toe kry ek 'n woord. En ek eer die Here vandag vir baie goeie dinge. In 'n week se tyd het ek nog nooit die Here se hand so gesien soos in ons lewe nou en hierdie week wat verby is. Jy bid. Luister gou, dis wat ek altyd gisterand met Kevin nog gepraat. Dis so belangrik om jou tyd met God te hê. Luister wat ek sê, jou tyd met die Here te hê. Dit was 'n week terug. Nee, 2 weke terug. Het ons die ding gekry van, ons kry 'n maand kennis by 'n plek waar ons 5 jaar lang by gebly het. En weet jy wat? In 'n kwessie van 2 weke se tyd of 'n week se tyd, het die Here deurgekom dat die bank ons goedgekeur het as in plaas van koop ons huis. Amen. Dis die Here se hart. Sondag ek vra, jy weet 'n mens kom baie keer in 'n woebel. As so iets met jou gebeur, dan jy stres. Maar wat ek gedoen het is daai Sondag as ek deur die oproep gekry het in die diens het ek die Here gevra, Here maak 'n weg. En die middag toe ek by die huis kom die Here klaar die weg. So dis wat ek jou sê. Dis so belangrik om tyd met die Here te hê. Knyp daai Sondag 2 ure of wat ook al ewe af. 2 ure van jou hele week. Dis nie so sleg nie. Maar jy kan, mense kan vir 'n dag en 'n nag by een plek gaan sit, soos hulle in 'n volgende sê, die droog was vol gestraal. Jy kan die hele dag en nag by die droog deurspandeer. Maar weet jy wat, as God kom, as God die dag kom, gaan hy selfe mense, wat so gepaard weet in elke ding, voor God moet staan. Of iets gebeur daaraan, as hy daar by die droog wegtrek en hy is gedrink, en hy kom in 'n ongeluk. Wat gebeur daarna? Waar maak hy sy oë? Dis so belangrik om tyd met die Here te spandeer. Nou, hulle gaan ons nou surprise vanoggend, ek weet nie. Ek sê ek kan gewoonlik wat hulle speel, maar vanoggend gaan hulle ons surprise. Kom ons kyk vir hulle kans. Kom, jy moet 'n bietjie beweeg vandag. Ek sien jy 'n bietjie styf. Ek en jy is
staan 'n kans om eendag om te prys en te worship. Daar's niks lekkerder as dit. Glo wat ek jou sê. Die gevoel wat jy binne jou inkry om te weet dat die Here by jou is die beste gevoel ooit. Ja? Het jy hy gevoel, hy lekker gevoel wat jy binne in jou kan kry. Om te weet jy hoef nie te bekommerd te wees oor die dag van môre. Want die Here is by jou. Halleluja. Net hy wat die Here vir jou kan oopmaak. En hoor hierso, jy dink baie keer hy maak 'n klein deurtjie vir jou oop as jy weer kan sien dis 'n groot deur. En dis wat die mense buitekant in die wêreld nie besef nie. Daar's soveel meer in die Here. Halleluja. As in die wêreld. Daar's niks in die wêreld nie. Wat is daar? Hartseer, bekommernisse, al siektes, al daai goed. Dis wat in die wêreld lewe. Dis die wêreld se goed. Nou volgende wil ek jou vra. Aan wat is jy geonderwerp deesdae? In jou lewe. Elkeen die vraagie wat in jou kop vir jouself moet beantwoord. Aan wat is jy vasgemaak? Aan wat is jy geonderwerp? Nou dat is in jou lewe. Bekommernisse, siektes, armoede. So baie keer hoor, dan spreek die mense armoede oor hulle self uit. Plaas daarvan te sê, Here, dankie vir my koskaste, sal jy sê, hoor, wat se plan gaan ek maak vir môre toe ek weet. Jy het 'n provider. Jy kan dan kom hier vandag. Maar ons glo nie meer om jou nie. Glo nie meer dat daar Here bestaan. Nou Jackie, baie mense sal sê dis lat. Jy moet sy lat het my nou geslaan. Daar's nie 'n storie van lat. Is die Here wat jou deur oopmaak. Ek en jy sit en ons onderwerp. Die duiwel wil hê ons onderwerp wees aan bekommernisse, aan onvergewensgesindheid. En daai is 'n harde ding. Hoor jy? Daai is 'n harde ding. Onvergewensgesindheid. My suster het nou gepraat en sy het gepraat oor al die tasse. Al die goed wat jy in jou tas het. Maar weet jy wat? Ons daaglikse lewe onderwerp ons self aan Jackie. As dan net 'n bietjie moeilik gaan met Christus. Plaas van die Here om na die Here toe te draai. Ek sê vir worry klaar. Jy kyk na dan wil jy sien. Hy worry klaar. En om nog 'n ander het so. Dan spreek jy nou reg oor jouself uit. Soos wat jy gaan na die mense toe. Jy is nou onderwerp aan siektes of aan 'n siekte. Die duiwel onderwerp jou aan 'n siekte. En hy laat jou glo dat hy siekte nie kan genees. Hoor wat ek sê? Soos wat ek die woord lees, hoeveel miracles er al gebeur. Hoeveel miracles er al gebeur met siek mense, verlamde mense. Welkom julle. Siek mense, verlamde mense, blinde mense, dooie mense. Maar hier sê jy self vir jou vanoggend dat hierdie siekte wat ek het, gaan nie gesond word nie. Ek gaan nie gesond word nie. Dan moet ek sê God word dit wees nie. Dankie Here, ek het nog nooit
belang is gestel in 'n dokter nie. Is dit nie omdat ek snaaks is nie, maar ek weet daar is 'n lewende God daarbo. En hy genees my elke liewe keer as ek siek is. Halleluja. Amen. Sien jy die duiwel wil jou laat self onderwerp aan sekere God. Hy wil jou daar by die klaps en hy waar die klap, waar jy my elke dag hoor, vandag gaan die baas my feier dat ek fout gemaak. Dis wat ons vir onsself sê. Jy gaan my feier dat ek 'n fout gemaak. In plaas daarvan om te bid en te sê, Here, werk in my baas sodat ek my vergewe. Hy gaan nie vergewe. Want jy het God gevra om in hom te werk en te vergewe. Almal maak foute. Niemand is volmaak nie. Daar's een wat volmaak is en dis die Here. Verder is daar niemand. Ons almal maak daagliks foute. Maar my vraag aan jou vanoggend is, onderwerp jy aan my foute? Die woord wat ek hierdag gehad het van die 2 tafels. Aan wie se tafel sit jy eet? Aan wie onderwerp jy jou deesdae self? Dis te oud ek in die kerk toe kom nie. Dis die duiwel wat jou reeds vertel. Amen. Die kerk is warm. Warm. Hier binne in jou hart. Die Here maak jou warm. Moenie worry oor jou vlees. Laat dit maar koud kry. Maar jou hart binnekant is warm. My vraag is, hoor jy, dit gaan my verstand te bowe. Het jy al agtergekom, daar sekere mense is, wat saam met jou begin leer doen het. Jy styg uit, hulle sit nog steeds, hulle val net verder en verder en verder terug. Hoekom? Hulle koskaste is leeg. Hulle ly aan siektes. Hoekom? Sê my hoekom? Want hulle onderwerp hulle nie meer aan die Here nie. Is te maklik om te sê, hoor hierso, ek trek, ek kan nie kerk toe gaan vandag. Of ek kry koud, ek kan nie kerk toe gaan. Of ek voel nie lekker, ek kan nie kerk toe gaan. Waar het die Here gewerk? Antwoord my, wat het hy gewerk? Siek is, allerlei, het hy gezond gemaakt. So jy wat siek is, lê jy in die bed by die huis. Halleluja. Jaapie, my kind is so seer vandag, my oom. Ek gaan net nie maak, ek kan nie maar die woord gee vandag. Selfe storie. Intussen, om Jaapie vlei, ek gaan lekker skaapbout eet vanmiddag en ek gaan brood eet, want ek was nie by die huis van die Here nie. En ek gaan nie genees word nie, want ek was nie by die huis van die Here nie. My lewe is te besig. Ek voel moe. Dis 'n groot bekommernis wat ek in my hart het. Ons het gisterand gepraat oor al. Ek het die 2 kinders. Is maklik om jouself te onderwerp aan die wêreld se goed. 'n persoon kom na jou toe. Jou beste chom, jou Kali. Jy dink hy is jou beste vriend, maar die duiwel werk so deur om na jou toe, né? Hy takel jou met alles wat hy. Wat nou kom hy en hy sê, hoor die Kali, kom ons gaan drink net een doppietjie. Net eenetjie. Moenie waar die drink net een bier so. Ek het nie eers klaar. Sê, hoor jy, hoe lyk het met nog eenetjie? Dan kom jy by die 10 en dan vat jy en sy mors kan opskryf. Wat het die Bybel bereik? Die huwelik vernietig. Met verkeerde vriende. Want
Want jy sien, jy is nie geonderwerp aan God se woord nie. Jy weet wat is reg en verkeerd. Maar jy onderwerp jouself aan die wêreld se goed. Halleluja. Amen. En dit is so amazing. Vanoggend toe ek my Bybel lees direk aan. Jy moet sê die Here van my gee hulle die waarskuwing. Ek wil eers van die Ou Testament weer lees. En dit is vandag so woord op jou lippe. So awesome. Hoe die Here baie keer werk. Ons gaan vandag Ou Testament, Nuwe Testament aan. 1 Petrus 5 vers 6 sê die volgende: onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God. Nie aan die kragtige hand van die vyand nie, aan die kragtige hand van God. Sodat, luister nou, hier kom my Sondag kerk, om kerk toe te gaan. Sodat hy julle kan verhoog. Wie altyd op die grond bly lê? Wil jy altyd op die grond bly lê en iemand anders se vloer laat nie wees? Hoor gou wat sê, hoor gou hierdie volgende woord. Jy wat bid en jy verwag het met die reg gebeur, hier is 'n woord vir jou vandag. Sodat hy julle kan verhoog, luister, op die tyd wat hy bestem het. So as jy bid, of jy kom kerk toe, jy is met daai dingetjie, want die Here gaan nou deur op sy tyd. Hoeveel keer het ek en jy die Here al teleurgestel met die goede waar ons onsself onderwerp het? Hoeveel keer? Nou dink jy, hy wil hê jy moet in dieselfde terugkom. As dit maar net so maklik was om te bid, ja, ek weet, ek leer die Here daarvoor, by jou werk het so. Maar as jy bid, en oor 5 minute gebeur het, jy moet dus onderwerp wees aan die Here, dan seker moet dit gebeur. Hoeveel mense het hier gebid vir werk? Dan loop jy die volgende dag aan die werk. Kry 3 promotions in 1 week. Dis God. Dis God. Daar is 'n Christen, hy kan weer getuig. 3 promotions in 1 week. Dis die Here. Jy sien die Here wil hê ek en jy moet onsself onderwerp aan hom. Ons moet nie sê, hoor, ons gaan nou weer swaar kry, hoor, die werk is min. Daar ben jy maar nie klaar. Kom, jy moet nou tyd aan hierdie weet. Strek jy nou weer op die einde van die maand. En ek het nog nie die maand sê hierdie. Dis is wat gewoonlik die geval is, reg? Ek moet nou geld wegsit. Ek moet nou vir my rijkaart koop. Sien 'n ander ry 'n Ferrari. Hoor jy, ek soek ook so. Ek soek ook 'n Ferrari. En die eerste plek wil ek om in die toe kom. Want die paie is reg, hy gaan nie op die pad kan ry. Wat jy in 'n ou Toyota Hilux bakkie, né? Wat betroubaar is, né? Wat nou is op maintenance en waar jy oorlus kan ry. Halleluja. En dis waar ons onsself, luister wat ek sê. En
Die preek ek vir my deur keer self volgende, halleluja. En ek is so besluit geneem vandag is time to let go. Nou, hoop jy daar nog 'n voortsit. Die oordie moet gaan. Sien, ek kry oordie. Ek kan hom nie meer ry nie. Hy is plat op die grond om help nie. Nou, wat help met jou hom as 'n standbeeld? Help jou hom. Laat ons nou aan te ry aan. Maar nou dat dinge verander. Seker goed het verander. Dit was baie net in my kar. Maar weet jy wat? Is time to let go. En so werk ek met die jou ook werk. Hou vashou aan goede. Wat jou die vyand se klauwe uitdruk. Hoor wat ek sê? Hou vashou aan God wat die vyand beheer het. Luister nou wat ek sê. Luister nou wat sê in die Nuwe Testament. Word daar omklein onder die kragtige hand van God. Moenie 'n big nou wees omdat jy nou 'n job gekry het en jy's nou beter as iemand anders. Hoor jy so? Daar was 'n tyd in hierdie gehad het nie. So moenie nie dink jy is nou 'n macho omdat jy R20,000 'n maand kry en vergeet van die Here. Jy weet hoe se werk dit. Ek kry R20,000 'n maand nou. Ek was op 'n college sonder werk gewees, ek het kerk toe gegaan. Die Here het my werk gegee. Ek kry R20,000 'n maand en die Here weer nodig. Hoor ek het dit in my geestelike lewe al gesien. Hoeveel mense het tot 'n val gekom van dit af. Duiwel het die Here nie meer nodig. Hy het ons nou geseën met werk. Hy het ons nou geseën met promotions. Nou weet ek wat dros gaan. Die deure van die dros is nou oop, sakke is vol geld. Kom ek gaan vir jou, ek gaan vir iets gee. Jou sakkie gaan nie baie lank vol geld wees nie. Moenie die Here teleurstel. Op sy tyd sal hy julle groot maak. Luister. Gee al julle bekommernis aan God oor, want hy gee vir julle om. Dink jy die duiwel gaan oor die waarheid jou? Luister nou wat ek sê. Hy gaan nie oor jou waarheid nie. Hy gaan nie omgee vir jou. Maar God gaan vir jou omgee. Amen. God gaan vir jou sorg. As jy in hom bly, en hy in jou, sal jy 'n bende kan storm loop. Die woord sê dat 10,000 sal val in jou linkerkant. Maar in jou sal geen onheil gebeur nie. Luister gou, kyk gou hoe hy werk die Here hierdie woord uit van vanoggend. Ons gaan verder. Hoor die waarskuwing wat jy kry vanoggend. Wees versigtig. Pas op vir die duiwel se aanvalle. Sien julle nou, onderwerp julleself. Maar in dieselfde tyd waarsku die Here jou vanoggend. Jy moet jouself nog nie heeltemal onderwerp aan die Here nie. Hoor die waarskuwing. Ek gaan dit weer lees. Wees versigtig. Pas op vir die duiwel se aanvalle. Hy is julle groot vyand. Nie jou chommy nie, wat jy by die droske langs en sit en sê, hey, koop my nog 'n dop nie. Hy is nie jou maatjie nie. Hy is daar om jou te laat val. Hy loop rond
julle geloof te bly. Hoe awesome? Hoe awesome is die Here? Hoe awesome? Ek kan verder aangaan vanoggend. Ek kan baie verder aangaan. Dwars deur die wêreld verduur leer van God se gesin dieselfde soort lyding. Kan baie ver aangaan vanoggend. Ek kan vir jou die duiwel openbaar vanoggend in elke aanval in jou lewe. Alles negatief vanoggend in jou lewe moet jy uitkry. Onvergewensgesindheid moet jy uitkry. Want dit kom nie van God. Dit kom nie van die Here af. Jaloesie moet jy uit jou lewe uitkry. Haat moet jy uit jou lewe uitkry. Hoeveel keer vergewe jy die Here elke dag? Hoeveel keer fouteer jy elke dag? Ek vraag hoeveel vraag. Hoeveel keer fouteer jy? En dan sê ek, jammer Here, vir dit wat ek nou gedoen het. Vergewe my af. En is dan. Maar jy kan nie jou verlede, iemand in jou verlede, jy hou vas aan daai, om daai persoon nie te vergewe. En intussen staan jy voor jou eie deur, wat die Here vir jou opgemaak het. Luister, jy staan voor jou eie deur, wat die Here vir jou opgemaak het. Maar weet jy wat? Jy kan nie ingaan. Jy kan nie ingaan. Want jy speel self die stokkie daarvoor. Die duiwel het te waai oor hê. Want nou kan jy nie daai persoon vergewe nie. Die duiwel het jou presies waai oor hê. Met onvergewensgesindheid. Hy trigger jou elke liewe keer met dieselfde. Want dis jou sagte plek. En hy weet presies waar is jou sagte plek. En hy val jou aan op jou sagte plek. Elke keer as jy dink, jy gaan in oorwinning begin lewe, dan kom hy sê. Luister. Want jy het jouself nog nie heeltemal oorgegee aan God nie. Want God kan nie werk waar onvergewensgesindheid, jaloesie, haat, al die goede is. Die Here kan nie werk deur dit nie. Jy is die persoon wat die keuse kan maak of jy hierdie goed verder gaan vat of jy gaan stil en dit vir die Here begin gee en voluit oorgee aan die Here. En in geloof bly. Dis die belangrikste. Al gaan dit hoe tyd. Laat jy dit ook kan eet met 'n wanneer kook. Wat ek bedoel daarby is, jy kan smile aan. Hoe waar al kom, die aanvalle hoe sterk weer. Hy weet presies wat sê die kliniek. Hy weet presies wat trigger jou om terug te gaan na die addiction toe. Hy weet presies hoe om jou waar te maak. Hy weet het. En hy gebruik daai as 'n troefkaart. Hy gebruik daai as sy troefkaart om jou weg te hou van God. Luister wat ek sê volgens. Nee daai is die dinge wat in die pad staan. Nee daai. My vraag aan jou volgende is, wil jy regtig dit doen?
Maar ek en jy moet begin glo. As ons sê iets dan, iets dan. Ons moet nie laat die duiwel ons oorval om ons terug te vat na daar waar ons nie wil wees nie. Sien jy waar kom onderwerp nou volgende? Hoe moet ek en jy kan staan in die Here? Ek raak altyd so excited. Hoor nie? Ek raak excited vir jou. As ek moet terugdink in my lewe, hoeveel keer die vyand my terug wil gevat het, waar ek was? En ek het in victory so staan vanaf, en ek het sê, dankie Here, dat ek sterk gebly staan het, en ek ben nooit ondergekry verder. Hy het nie meer die selfe goed gerepeat in my lewe, want ek het hom nie die kans gegeven. As ek die kans gegeven was, ek dood. Maar ek het hom nie die kans gegeven. Ek het hom nie die kans gegeven om my dood te maak. En my 'n slegte mens te maak vir my kinders en my vrou. Ek het hom nie die kans gegeven. Waar staan jy voor? Vrou, waar staan jy voor? Daai klein woordjie. Waar die krekker lyk. Mense wat die meerder is. Dis soos 'n krekker. Steek hom aan. Steek hom aan. Boem! Ontplof hy. En as hy ontplof, luister wat ek sê, is dit die Here wat se skuld het ontplof. Hoekom het jy ontplof? Waar jy jouself kan onderwerp aan die Here en nederig is en sê, Here, ek sê dit baie, voor ek in 'n fight kom, met iets, betekent ja, glip my dit nog, maar, dan vraag die Here, hou my net vas, ek weet, as ek nie anders is, is veilig. Ek dink die Here vat my terug in die ou in die motorfiets. Toe daar so groot ou kom, en hoor wat ek sê, ek was wat bekleed geraak het meer hart. Maar jy sien, dit was net so. En na die ander die rond is aangesteek en spannend. En die aand, toe ek daar wat ek fiets stap, toe kom as een groot ou, en ek trek sy biker jacket aan en hoor nou eens, hy was die president van my biker. Kom in my hand, toe hulle by sê, ek het alles gesien. Maar ek kom so in die storm en begin te vloeken. Toch ek weet jy wat. Dit was daar, waar die vyand op gehad het aan. Ek moet hulle nie wys, wie ek reg is. Maar weet jy wat? Ek het hom gelees. Ek het die vyand se streke gelees en al wat ek gedoen het. Is ek net nie nou gebrul. Ek het my nie eens gesteer aan dit wat hy was. My oor was toe. Ek het die Here gevra, maak my oor dat niks hoor. Ek het die opgevraagd. En weet jy wat? Daardeur het dieselfde persoon wat ek raak gerede wat luister wat hy sê. Hulle nou die aand dat hulle by kom ek maal, wat ek hom het gebless het. Gesê, vat hom my broer, daar is weer nog gewerk. Vat jy.
Weet jy wat kom ek toe agter? Die Here het daai op my pad gestuur, halleluja. Die Here het daai ding toegelaat, dat hy dinge daar aan gebeur, sodat hy ten volle by die Here kan uitkom. Hy sê vir my, weet jy wat? Die eerste keer in 4 jaar wat ek besluit het om na 'n kerk toe te gaan, toe gebeur 'n ongeluk. Weet jy wat was die woord daar? Dit sal nie weghou van God af weerkeer. Maar jy sien, hy het 'n testimonie gehoor wat ek kom te gee. En dit het sy mindset wat verander. Die Here werk in mysterious ways. Hoor jy soms is goeie vriende. Hoekom? Want die Here, ek en hy, is geonderwerp aan die Here. As ons geonderwerp was in die wêreld, sou die polisie daar gewees het. Maar dit is wat ek vir jou sê. Waaraan gaan jy jou vashou? Gaan jy nog steeds aan die vyand daai ene jy gebruik om tussen jou en God te staan? Of gaan jy vandag die besluit neem en sê, ek onderwerp my hele lewe aan die Here? Ek het nie net nou ek sal nie gesing nie. Ek het dit nie gesing. Weet jy wat is tyd geword? Dat ons in geloof begin leef. Jou situasie wat jy inset, vir die Here sê, klaar, dankie Here dat jy die situasie klaar gesien. Ek hoef nie meer te worry daaroor nie. Ek hoef nie meer te behoort aan die worry klap nie. Ek weet dat die Here daar is vir my. Ek weet dat die Here vir my kan deurkom. Spreek lewe oor jou situasie. Maar jy sien die vyand wil nie ek in jou lewe spreek nie. Want hy wil nie hê dat ek en jy moet uitkom waar die Here vir jou beplan het. My vraag aan jou is, waar staan jy? Wat hou jou vas? Die Bybel sê ons, die Here soek die vrugte van die Gees in jou lewe. Nou hoekom laat jy toe dat die vyand die teenoorgestelde goed in jou lewe jou vashou?
die Here se tyd om vir boksbene te kyk. Ek glo daar's nie meer boksbene. Om help nie. As die siel weg is hy weg. Die vlees, jy kan nie vir 'n stuk vlees gaan kyk. Jy soos jy dan kyk vir 'n stuk klip. Halleluja. Jy dan kyk vir 'n stuk klip. En die klip jou antwoord. Jy moet lief wees vir daai persoon toe hy nog gelewe. Halleluja. Amen. Kom nou nie nou dat praat oor ek praat in die Here se hart. Nou wil jy dan los. Nou dat hy persoon nie was. Jy moet sê dat jy net toe hy gelewe. Jy kan vir die spinnekop en die mure gaan moes ek geen erg op het. Maar nou laat jy dit laat die duivel dit gebruik om jou weg te hou van jou calling, van jou roeping wat jy van die Here gekry het, van die awesomeness wat die Here vir jou beplan het. Laat jy daai obstakel in jou pad staan. Het iemand al gehoor as jy by 'n graf staan en jy praat iemand met jou terug? Dis nie lelik vanoggend nie. Maar hoor wat ek sê. As daai persoon weg is hy weg. There's no turning back. Jy het nog 'n kans volgens wat jy so sit, om jou saak en jou lewe en jou hart met die Here reg te maak. Hy persoon waar daar gelê, daar begrawe is, sy siel is weg. En weet jy wat? En jy kan nie weg nie. There's no return ticket. As jy nog van 'n ticket om te sê, hoor jy, asseblief, Here, laat ek net teruggaan, laat ek net my dinge regmaak wat ek verkeerd gedoen het. Nee. Niks gaan weg van my af. Ek ken jou nie. Vra die eienaar van die dros. Hy ken jou gesig onthou, die Bybel. Hy ken jou. Maar die Here sal hom sê, ek ken jou nie. Weet jy hoe moet jy voel op daai oomblik, ja? Hoe gaan jy voel as ek nou met Christus onthou? Of ek en Christus is my vriende? En jy miskien draai my rug op hom en as hy met my broer loop ek net weg en sê ek en gaan weg, maar hoe dink jy van hy se hart? Hoe gaan jy voel as ek voor God staan en hy sê vir jou, gaan weg van my vriend? Het jy self wat ek gedink? Dis 'n vrees. Die enigste vrees wat ek het in my lewe is verraai. Maar die Here, daarvoor jy staan voor hom. En hy sê vir jou, hoor jy dit maak nie saak hoeveel goeie dade jy op aarde doen. Baie mense sê, ja, ek het dit gedoen, ek het dit gedoen, ek het dit gedoen, ek het dit gedoen. Het gaan nie oor die goeie dade nie. Het gaan oor jou lewe. Of jou lewe reg is met God. Goeie dade gedoen in die hemel. Die Here moet die binnekant bly. En is hy welkom die binnekant? Of is daar ook wat hierso vassit om te keer dat hy nie binnekant inkom nie? Hoor wat ek sê volgende. Is daar goed hier in die pad? Hier in die hart. Wat gaan dan om jou hart volgen? Wat gaan jy aan? Ek het 2 persone gesien. 3 persone volgen. Wat gesê dankie vir die Here. Vir wat in die week of 2 weke terug gebeur het.
swaar gekry word, of as jy werkloos is, ken hom net dan. Of ken hom net as hy daar by die tros gaan kuier en môreoggend as ek opstaan en dan, ja, dit is oogies toe, die lippe stikkend en Here, ek sal nie weet nie. Dit is my oorlike geval. Ek sal dit nie weet nie, nooit weet nie. My voete weer haastig nie, nooit weet nie. Tot na by kom ons weer. En jy het baie goed te vertel. Baie goed. Maar is nie tyd vir oggend. Ek wil hê jy moet jouself 'n vraagteken voor. Nie worry oor die situasie. Beteken dit ons tevrede net met dit wat ons nou het. Maar die Here beplan soveel beter vir jou. Maar hy is tevrede met net dit wat jy het. Jy moet tevrede wees, ja. Maar die Here beplan vir my en jou. Wat sê jy woord voorspoed? Nou wat bedoel voorspoed? Gaan hy wil dit vir ewig hê? Jy moet sukkel. Jy moet swaar kry, jy moet net jou skuld kom betaal. Gaan hy wil hy dit hê vir jou? Wat bedoel voorspoed? Jou eie besigheid oorvloed. Dankie oom, dankie oom. Oorvloed. En geen besigheid. Dis wat hy vir my en jou soek. Hoekom staan ek en jy vanoggend in die park? Hoekom? Ek het gisterand wel gesê, weet jy, die vyand is iemand, as jy kom so klein plekkie gee, om in te kom, hy is soos 'n seekant. As jy om so klein plekkie gee om in te kom, is hy. En as jy weer kyk, val jy weer by mekaar. Wat sy gewoontes sal jy vanoggend werk? Jy weet, Here, 'n ou wat negatief is, né? Raak gewoon daaraan om negatief te wees. As hy sy mond oopmaak, praat hy negatief goed. En na 'n tyd begin hy soos 'n wat se naam te wees. Hy soos 'n treinspoor. Soos 'n papegaai, ja. Skal jy as 'n papegaai, as jy een ding leer, dan gaan hy ding, wag. Hy gaan repeat. In plaas daarvan om positief te wees. Want positief oorskry negatiewe dinge. Negative people create negative minds. Daar gesien waar jy nou in loop in groepe en hy is negatief. Ouens smile almal, lag gesels elke ding. Kom hy in 'n gesprek en hy is negatief. Maak hy almal rondom negatief. Maar weet jy hoekom? Van 'n ander persoon het hulle self onderwerp aan die Here. Die diens baie lang nie en ek volg. Ek het gedoen dit wat God wil hê ek moet volg. Dis jou kans volg om te sê, ek gaan my nie self onderwerp in hierdie wêreld se ding nie. Ek wil voluit vir die Here gaan.
Ek wil voluit vir die Here lewe. Ek wil my kerk onderlinge ooreenkomste, my kerkdienste nakom. Weet jy wat? Dan sal dit nie meer wees, dis te groot om kerk te gaan, of wat is te sik om kerk te gaan, of ek voel sleg om kerk te gaan, of elke dag nieuwe verskoning die wat jy het van 4000 verskonings om nie by die huis van die Here te kom. Dis maklik enige iemand kan doen. Maklik om daar doen. Jy kan volgende daar by die bed gelê. Dan het jy jou koffie gemaak en koekies gebring. En jy het al gesê, hoor ek gaan nie volgende kerk. Maar daar is 'n verskil. As jy jouself begin onderwerp aan die Here, gaan jy lus voel om kerk te gaan. Gaan jy lus voel om iets te doen vir die Here. Gaan jy lus voel om die Here se woord aan ander mense te gee. Soos wat hy verwag van jou. Hoekom wil ek en jy die sterk wees as ons die volk kan wees? Hoekom wil ek net genoeg hê om deur die maand te loop? Hoekom? Hoekom wil ek nie vooruit gaan? As jy vraag met jouself en vraag volgende. Gaan jy verder toelaat aan die vyand jou kniehaal kan? Gaan jy toelaat dat hy jou vasgebind hou? Of gaan jy jouself onderwerp met sy Here, ek is u kind. Ek gaan nie meer luister na die vyand se streke nie. Ek gee my hart volkome aan u. En my hart behoort net aan u. My gedagte behoort net aan u. Ek maak myself vas aan u. Ek wil gaan speel vir ons. Weer gaan. Dan wil ek hê vanoggend, as jy voel dat daar iets wat is in jou hart staan. Jy het jouself onderwerp aan die Here, maar jy sit nog steeds met die negatiewe goed in jou lewe, met onvergewensgesindheid in jou lewe. Jy het nog nie deur gebreek dat dit nie. Ek wil vanoggend vir jou vra as vat jou dit met die Here volgende. As niemand wat vanoggend gaan bid vir jou, die Here wil jou eie hart hoor volgende. Hy wil hê dit met jou eie hart uitkom. Hy wil hê dit moet uit jouself uitkom. Nie uit iemand anders se hart nie, uit jou eie hart uit. Nie daar waar jy sit. Maak die oor by jou. Nie daar waar jy sit. Want daar is hier die las gedra word en net swaarder en swaarder word. So dit het geword dat jy sê, Here, ek is Here, ek het u nodig. Ek wil net vir u lewe. Ek wil nie meer in hierdie wêreld se goed lewe nie. Ek wil nie meer dat die wêreld my oorheers nie. Ek wil nie hê dat ek die triggers die hele tyd moet sit nie. Ek wil deurbreek na die volheid van u toe volgend. Ek is moeg. Ek wil nie meer die sterktes nie op die kop wees. Ek wil meer hê. Meer van u. En minder van die wêreld se goed. Sluit die oë.